neerslag. Daai verf wat ek vir julle gewys het, daai wit verf solid wat ons neergeslaan het. Ja, so dit is trechter gegooi. Ek het vir julle gewys. Met alle ander eksperimente het ek dit ook vir julle gewys. Goed, so, dit is hoekom jy hierdie hoofstuk moet ken, want jy kan nie net enige twee goeders by mekaar gooi nie. Alright, so hierso wys ek vir jou, dis wat jy nou in graad 10 sou moes gaan leer het, is jy sou moes gaan leer het dat enige alkali metaal, in die eerste groep, en enige ammonium is oplosbaar. Menende, dit kan met enigiets bind, en dit sal altyd oplos. Selfs met enige nitraat, altyd oplosbaar. Dan is sulfaat is oplosbaar, behalwe as hy gebind is met barium, kalsium, lood en silwer. As hy gebind is met een van hulle, dan vorm hy 'n neerslag, dan kan hy nie oplos nie. Selfs met die halogene, hulle is oplosbaar oor die algemeen, behalwe lood, silwer, kook. Dan gaan hy 'n neerslag vorm. So nou moet jy hierso sien, ekskuus my neus, jy moet sien, lood, silwer, en dan kook. Hulle is karnalies. As hulle bind met iets, dan vorm dit 'n neerslag. En dis hoekom jy baie keer 'n loodbuisverf kry. Het jy al daarvan gehoor? Dis nie meer super populêr nie, want dit is giftig en swaar en bla 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 bla. Maar jy kry baie keer leadbuis paint. En hoekom? Want dit maak goeie verwe, want dit wil nie oplos met enigiets nie. Okay, dan sien jy hierso het ons 'n karbonaat en 'n fosfaat. Daai twee wil nie oplos nie. Okay, so as hulle gebind is aan iets, wil hulle nie oplos nie, behalwe, ek het nou nog gesê, as iets met hulle bind, gaan dit altyd oplos. So, hy gaan nie oplos nie, behalwe, as hy met een van daai goeters gaan bind, dan sal hy oplos. Okay, en dieselfde met hidroksied. Hidroksied is eintlik 'n groot karnalie. Hy wil glad nie oplos met iets nie, behalwe met een van hulle en 'n uitsondering barium. Okay. Oor die algemeen is groep 1 elemente oplosbaar en groep 2 elemente is minder oplosbaar. Okay, so hulle verskil nogal kwam met mekaar in daai opsig. Alright, so, met daai kennis, wil ek hê jy moet vir my gaan na bladsy 9. Bladsy 9. En ek wil hê, ons gaan nou doen, nommer 2, nommer 3, nommer 6, en nommer 10. Daai 4 is voorbeelde van ion-uitruilingsreaksies. Okay, kom ons kyk gou hoe lyk dit. Natriumsulfaat oplossing. Okay, die woord oplossing sê vir jou dis aqueous. Natrium is +1. Hoe weet jy dit? Jy dit gaan leer in graad 10. Sulfaat is SO4 2-. Hoe weet jy dit? Jy dit gaan leer in graad 10. So 1 plus en 'n 2 minus, sê ek oor 2 van die plusse, so dit is natriumsulfaat. Aqueous oplossing. Reageer met bariumkloried. Barium is Ba, hy is in groep 2, so hy is +2. Chloor is in groep 17, so hy is -1. So jy sien ek hoor 2 klore vir elke barium. So dis bariumkloried oplossing aqueous. Goed, en dit gaan vir jou wat vorm, of wat gaan dit vir jou gee? Omdat dit 'n ion-uitruilingsreaksie is, gaan hierdie ene opbreek so in sy 2 ione en hierdie ene gaan opsplit in sy 2 ione. En die 2 ione gaan uitruil. Wat beteken dit? Daai positief gaan by daai negatief gaan en daai positief gaan by daai negatief gaan. Hulle ruil maatjies uit. Okay, so jy sê dan oor met. Nou is my vraag, wat raak ek met my vraag? Bernard, ek dink dis jou beurt. Wat sê? Jy het niks geantwoord nie. Bernard, gaan jy kry Na2Cl2 of gaan jy kry NaCl? Moenie luister na die mense langs aan jou nie. Mooi. NaCl, maar juffrou, waaraan van daai 2 is daarso? Dit gaan, nee, dit gaan se leer mekaar uit nie, maar dit gaan by balansering inkom.
Want die NaCl skryf jy so neer, want natrium is +1 en chloor is -1, so hulle pas perfek by mekaar. Okay? En natriumkloried, is dit oplosbaar of onoplosbaar? Meen is dit 'n solid of 'n aqueous? Gaan kyk. Wat het ek vir jou gesê van groep 1 elemente? Altyd, hulle is altyd oplosbaar. So dit is aqueous. Is tafelsout oplosbaar in water? Ja. Plus, nou kyk ons barium en sulfaat. Barium is +2, sulfaat is -2. Hulle pas perfek by mekaar. Barium, sulfaat. En is dit oplosbaar? Gaan kyk na die sulfate. Sulfate is oplosbaar behalwe vir barium. So hy is 'n solid. Ja. Nou 4 is deel van die sulfaat. Hy 3, daai 4 is deel van hoe hy beweeg. Okay. So, nou moet ek gaan balanseer. Okay? So tot en met hier gaan jy kry, dit hang af hoe hulle dit nou gevra het, maar tot en met hier kry jy 2 uit die 3 punte. Dat jy die reagense reg neergeskryf het en die produkte reg neergeskryf het, dan die laaste een gaan vir 'n balansering. So 2 natriums, 1 natrium, so kom 'n 2 vooraan. 2 natriums, 2 natriums. 1 sulfaat, 1 sulfaat. 1 barium, 1 barium, 2 klore, 2 klore. So, back in the day toe ek in Hermanus skool gegee het, toe was daar 'n skool, 'n minderbevoorregte skool, wat ek dink hulle het vir iets soos 'n jaar en 'n half nie wetenskaponderwys gehad het. So daai kinders het selfstudie gedoen uit handboeke uit. Hulle wou wetenskap doen, hulle was min, hulle was so 6 of 7. Hulle het 'n handboek gevat, notas gevat en hulle het geleer. En dan het ek net ekstra klasse gegee in vakansies of wat ook al. En dan skryf hulle 'n vergelyking nou so en dan skryf hulle langsaan bal. Want hulle het op die memos gesien bal kry 'n punt. Ja, sweet, hè? Anyway, hulle memos gekyk. Alright. Goed. Volgende een is silwer nitraat. Silwer is Ag en sy valensie is +1. Hoe weet jy dit? Jy het dit gaan leer. Nitraat is NO3-. Hoe weet jy dit? Jy het dit gaan leer. Hulle pas perfek by mekaar, want +1, -1. So silwer nitraat, hulle sê vir jou dis 'n oplossing, so dit is aqueous. Plus magnesium bromied. Magnesium is Mg2+, is in groep 2. Bromied is broom sonder enige suurstowwe, want dit eindig met 'n D, so Br-. Juffrou, was broom nie 'n diatomiese molekuule nie? Hy is 'n diatomiese molekuule as hy op sy eie is, maar hier is hy gebind aan magnesium, so hy mag 'n 2 wees, hy mag 'n 1 wees, hy mag 'n 4 wees, hoe dan nou. Maar dis 'n 2+, dis 'n -1, so daar kort wragtig 2 brome. En hulle sê oplossing so aqueous. Dis 'n ioon-uitruilingsreaksie. Okay, nou, juffrou, hoe moet ek in 'n eksamen weet hierdie is 'n ioon-uitruilingsreaksie? Want julle gaan ook doen suur-basis reaksies. Nie een van julle is 'n suur nie. Hoe weet jy iets is 'n suur? Die naam eindig met suur. Dus jy weet dis 'n suur of as jy gaan kyk op bladsy 2, gee ek vir jou 'n lys van sure wat jy die name van moet gaan ken. So as dit nie een van daai is wat reageer nie, dan weet jy dis 'n ioon-uitruilingsreaksie. Okay, goed, waar is ons hierso? Okay, so hy gaan daar opsplit en daar opsplit en hierdie positief gaan by daai negatief en daai positief gaan by daai negatief. Okay. Silwer is +1 en broom is -1, so hulle pas perfek. So dis silwer bromied. Oplossing of solid? Is 'n solid. Hoekom? Want halogene is oplosbaar behalwe vir silwer. Silwer is 'n kardinalie.
So solid. Watter kleur gaan hierdie een wees? Hy gaan, ek wil gaan kyk, hy gaan cream wees. 'n roomkleurige kleur. Anyway, maar dit sou julle in graad 10 geleer het. Plus, natrium is -1 en magnesium is +2. So ek oor 2 natriums. So, Rico, 2 nitrate, askies. Rico, hoe gaan jy dit gaan neerskryf? Wacht, sê my van begin af. Mg? Magnesium? Want ek het gesê natrium, sorry, dis my skuld, ja? Hoekom so? As ek nie die hakkie het nie, dan is daar 32 suurstowwe. Polyatomiese oon, hy tree op as 'n eenheid. En oplosbaar, nie oplosbaar nie, Sean. Gaan kyk op bladsy 1. Sê weer, hy is oplosbaar, alle nitrate is oplosbaar altyd. Okay. Volgende ene, kooknitraat. Neil, hoe lyk kook? Juffrou, ons moet eers balanseer. Oei, Shibbe, dankie, ons moet eers balanseer. Sjoe, 'n 2, hoe moet ons balanseer, Neil? Juffrou, ek het gesê by dis 2 silwer bromied. Okay. En nog? Twee silwer bromied en 2 silwer nitraat. Dankie. Okay. Goed, Carissa. Hoe lyk kook? Jy is helemaal reg. Ek bedoel sy formule. Ag, en waarvoor staan hy? Daai een dingetjie daar langs aan. Sy valensie is +1. Okay, nitraat is NO3-, jy moes dit gaan leer het. Aluminium is Al3+, hoe weet jy dit, want hy is in groep 13. En jodied is jodium, dis I en sy valensie is 'n -1, want hy is 'n halogeen. Okay, goed, so. Wat nou? Okay, so. Ons het kook is 1 en nitraat is 1, so dis perfek. Dit is 'n aqueous. Plus aluminium is +3, jodium is -1, so jy gaan 3 jodiums nodig hê. Okay, en hulle sê oplossing sou aqueous. Nou kry jy Aljanay. Geef my enige een van die produkte wat jy gaan kry. Die naam, gee my die naam. Ja, ek soek die naam. Call a friend, ask the audience 50-50. Jy is helemaal reg, kook jy dit. En hy is +1 en hy is -1, so hulle pas perfek by mekaar. Is dit 'n oplossing of 'n solid, Cameron? Solid. Dit is solid. Sy kleur sal geel wees. Jodium word geel. Okay, wat gaan nog vorm, Ethan? Aluminium nitraat. En hoe gaan sy formule lyk? Jy gaan dit aluminium en dan 'n hakkies NO3 met 3 natrium. Cameron, ek kan jou hoor. Nee, ek dink vir myself. Ja, sure. Ongelukkig hardop gedink. Ja. En is hy mooi is reg? Is hy 'n oplossing of 'n solid?
oplossing. Alle nitrate is altyd oplosbaar. Kylie, balanseer hom vir ons. Mooi. Klaar. Alright, ek wil hê julle moet op julle eie vir my doen nommer 10. Ek gaan jou 'n klein bietjie help. Die asetaat-ioon is CH3COO-. Dit is sy dit is sy formule en valensie. Koper beteken koper plus 1 daai ene en in hierdie geval gaan die positiewe ding agter geskryf word. By die chu word die positiewe ding daar agter neergeskryf. Hy is 'n uitsondering op die reël. So hy gaan wees CH3COOCU vir koper. Ja. Ja, Hoekom is daar 2 suurstowwe en nie net CO2? want hy lyk so. Daar is 'n minus. So jy skryf hom so om te wys dat die suurstowwe nie aan mekaar gebind is nie.